het vanoggend baie gepraat oor name en Catherine het vir ons genoem van die noemname wat ons vir mekaar het en wat ons vir mense het. Maar woorde het 'n impak en het 'n doel in ons lewens, maar soms verloor woorde die impak of betekenis wat hulle eintlik moet hê in ons lewens. 'n Paar voorbeelde van dit is, ek weet my kinders is lief om te sê dit het letterlik so gebeur. Maar letterlik het nie meer dieselfde betekenis, waar is Arie het, hier is nou Afrikaanse lesie, letterlik het nou glad nie meer dieselfde betekenis as wat dit gehad het nie, want letterlik beteken eintlik dit was regtig so gewees. Maar dit is asof die jong mense dit vandag gebruik om net te sê dit beklemtoon net iets. Nee, dit het letterlik, dit maak dit net sterker. Of ons sê, ek het my sleutels op die kas gesit, o nee, wag, ek lieg vir jou, ek het dit daar gesit. Maar lieg is 'n baie sterk woord eintlik. Om te sê, wag, ek was verkeerd geweest, is dalk beter, maar ons gooi die woord lieg ook sommer net maklik rond deesdae. Of in die tyd waarin ons leef. Lieg is ook so 'n tipe woord. En dan, ja, ek love Krispy Kreme. My could draai. So, daai, ek is lief vir hierdie ding, man. Ek love it. Maar liefde, soos ons 2 weke terug gehoor het, beteken eintlik iets heeltemal anders as om net te sê, dis nie 'n woord wat ons ligtelik moet rondgooi nie. Nog 'n voorbeeld is, vandag se jong mense ook weer, sê dit vat vir ewig vir my pa om aan te trek, of my ma om klaar te maak, of dit. Daai vir ewig is nie vir ewig nie, nee. Ek dink, die ouer gardes, ons kan bietjie vir ons kinders leer, wat is vir ewig, om te wag vir ewig. Dis moderne ongeduld is heeltemal anders. Ons is so in so kitstyd en alles is vinnig en alles gebeur vinnig. Ons is so ongeduldig en alles voel iets wat net 'n bietjie lank vat, voel soos vir ewig. En nog ene is om te sê, maar jy's 'n genius, man. Dit was great. Dit was 'n fantastiese ding wat jy gedoen het. Jy's 'n genius. Maar genie, iemand wat geniaal is dis regtig, daar is seker 5 in die wêreld op 'n slag gewees. Dis 'n uitskieter persoon gewees. Nog 'n woord wat is so, of om te sê, dit is fantasties, of is asemrowend geweest. Ons gooi die woorde baie vinnig rond, maar een woord wat ek vanoggend wil vra oor, is die woord Here. Dink 'n bietjie aan die woord Here. Wat beteken dit vir jou? As jy nou 'n toetsie moes skryf en jy moes nou 5 punte skryf, wat beteken Here? Wat sou jy gesê het? Wat beteken Here? Jy sien, ons sing baie van die Here is my herder, ons lees dit, ons bid dit, ons praat van die Here. Ons het bumper stickers wat sê die Here is my herder, die Here dit, en ons sê Here help my asseblief met hierdie, of Here seën asseblief my finansies, maar besef ons wat die woord Here beteken wanneer ons hierdie gebede bid. Besef ons wat Here is. Of miskien moet ek vra wie Here is. In die Grieks was die woord Here, of die Griekse woord was Kurios gewees, vertaal na Here of in Engels Lord. En dit was nie sommer net 'n ligte woord gewees nie, dit was, soos die jong mense sê, 'n loaded woord gewees. Dit was 'n baie swaar woord gewees. Dis nie 'n woord wat jy net sommer ligtelik gebruik het nie. Inteendeel, ek dink die eerste eeu Christene sal ons baie snaaks aankyk, die manier wat ons die woord Here sommer net vinnig gebruik. En wat is daarin koppel? In Hebreëus vertaal ons vertaal die een Hebreëse woord met Here, hoofletters, in die Afrikaanse Bybel. En daardie Hebreëse woord is 'n woord wat nie, of 'n naam, wat nie eers gesê mag geword het nie. Daai naam is net die klank, dit was so heilig geag, dat dit was net die geluid van asemhaling, hierdie 4 letters. Ek glo julle weet dit, maar ek gaan dit vir julle sê in elk geval. Ja. As jy 'n Hebreër was, 'n Israeliet, mag jy nie hierdie naam gesê het nie. So heilig was hierdie naam geag. Jahwe. Jehovah. En ek wil nie in wettisme ingaan nie, maar ag ons die woord Here, ag ons die persoon Here nog dieselfde, is my vraag vir ons vanoggend. Vir die vroeë kerk was Here nie 'n troetelnaam vir Jesus gewees nie. Kom ons wees eerlik met mekaar. Dit het iets beteken. Inteendeel, om te sê Here,
as jy Jesus Here genoem het, kon hulle jou net daarvoor, kon hulle jou in die tronk gegooi het, want daar was net een Here en dit was die keiser gewees. Soos jy gesê het, Jesus is Here, het jy gesê, gooi my in die tronk. Doen wat jy wil, maar hy is my Here. Ons het so gemaklik geraak met die idee van Here. In Romeine 10 vers 9 byvoorbeeld, wat sê, ons almal ken dit, ons almal haal hierdie vers aan en dit sê, want as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, dan wat? En glo met jou hele hart dat God hom uit die dood uit opgewek het, sal jy verlos word. En ons gooi hierdie, ons ken hierdie, ja, en vir een of ander rede maak ons dit oor die belydenis. Nee, jy moet net sê Jesus is jou Here en glo dat God hom uit die dood uit opgewek het, dan gaan jy gered word. Maar dit gaan nie oor dat jy dit sê net nie. Dit gaan oor dat jy sê hy is my Here. Dit gaan oor hom as Here. Dis die belydenis dat hy my Here is, nie die belydenis self nie, dis dat hy my Here is. Ons het die klem verkeerd omgemaak. My vraag vandag is hy die oppermagtige Here van jou lewe? Is hy die ruler? Is hy die supreme ruler van jou lewe? Ons titel vandag is die heerskappy van Jesus. Ek kan hom opsit. Maar met die klem op Heer. Die heerskappy van Jesus in my lewe. En ek wil hê dat ons vandag sal besef dat die Christelike geloof, die Christelike geloof begin by 'n belydenis van Jesus is my Here. Dis die begin van dit. Jy kan nie op 'n ander plek begin nie. Dit begin daar. Maar vir baie mense het dit betekenis verloor wat dit beteken om te sê die Here is of Jesus is my Here. Is Jesus regtig my Here? Dat ons vandag daai vraag vir onsself sal vra. En as jy hier is, wil ek jou vra om jouself te vra. Toe te laat dat die Heilige Gees ons vra, maar is hy regtig my Here? Want Here beteken, ek het my lewe oorgegee vir hom. Dit beteken, ek gehoorsaam en ek volg hom. Dit beteken, hy is my meester. En hy is in beheer. So, die eerste gedeelte waaroor ons wil praat is 'n woordjie wat julle ken, Eureka. Sê 'n bietjie Eureka. Nie jy Reika nie, Eureka. Okay, Eureka. Okay. So 300 jaar voor Christus was daar 'n man, 'n wetenskaplike, baie slim ou, wiskundige, geleerde man gewees met die naam van Archimedes. En hy was baie slim gewees en so. En in sy tyd was daar 'n koning gewees, koning Hiero. En hierdie koning het vir hom 'n nuwe kroon laat maak van suiwer goud. So hy het goud gevat en hy het dit vir 'n smid gegee en gesê, gaan maak asseblief vir my 'n nuwe kroon. En hierdie smid het vir hom 'n kroon gemaak en dit vir die koning gegee. En die koning, vir een of ander rede het die koning agterdog gehad oor, ek wonder of hierdie ou net goud gebruik het om my kroon te maak. Ek wonder of hy nie 'n bietjie silwer ingemeng het om hierdie ding swaar te laat voel, maar goedkoper te maak en van die goud vir hom gehou het nie. Dink of hy in Suid-Afrika gebly het. En hy besluit, hoe gaan ek dit nou weet? En hy vra vir Archimedes en hy sê vir hom, hoor hierso, help my met hierdie, figure hierdie vir my uit asseblief, ek wil weet wat gaan nie aan en of hierdie ding van ware goud gemaak is. Nou, Archimedes het toe hierdie gevat en probeer dink, hoe gaan hy hierdie doen, want as hy dit nou smelt, vernietig hy die kroon wat hy nie wou doen nie. So hoe gaan hy nou bepaal of hierdie ding ware goud is en of hy nou silwer ook in is? En hy het verlang, het hy gestoei vir dae lank, weke lank het hy gestoei met hierdie ding en nie geweet hoe gaan hy dit kan bepaal nie, want hy vryf hom, dit lyk soos goud, dit ruik soos goud, dit proe soos goud, dit moet seker goud wees. En hy toets dit toe al, hy probeer allerhande toets doen, maar hy is nie seker nie, en uiteindelik vat hy 'n breek en hy daai aand gaan klim hy in die bad, en terwyl hy in die bad gaan klim, styg die water soos hy in die bad klim. En in daai oomblik wat hy in hierdie bad sit en die water so opstyg, besef hy het die formule vir digtheid gekry. Digtheid is gelyk aan massa gedeel deur volume. Ek gaan nie nou in die wiskunde ingaan nie, maar dan gaan ek julle mislei, wat ek nie wil doen nie. Maar hy kry toe hierdie oplossing vir hoe werk hierdie goeters, wat is die formule vir digtheid, en hy besef toe, hier het hy die antwoord gekry, en hy roep uit,
Eureka! Ek het die antwoord gekry, en hy is so opgewonde, want hy het so lank gestoei om die antwoord te kry. Hy spring in die bad uit, hy hardloop in die strate af, poedelnakend, en skree, Eureka! 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 Ek het die antwoord gekry. Hoekom vertel ek hierdie storie? Kom ek sê vir julle. So Eureka is hierdie antwoord van, ek het hierdie ding waarvoor ek gesoek het, gekry het. Hierdie skrif wat ons gelees het, Johannes 1, ek lees vir ons van vers 43 af. Die volgende dag het Jesus besluit om na Galilea te gaan, en toe hy Filippus teekom, sê hy vir hom, volg my. Filippus was afkomstig van Betsaida, die tuisdorp van Andreas en Petrus. Filippus loop toe vir Nathanael raak en sê vir hom, ons het hom gevind. Sê bietjie, ons het hom gevind. Van wie Moses in die wet geskryf het, en ook die profete, Jesus wat van Nasaret kom, die seun van Josef. En Nathanael vra hom, kan daar uit Nasaret iets goeds kom? En Filippus antwoord hom, kom kyk. Hierdie woord waar Filippus van Nathanael sê, ons het hom gevind. Daai gevind is presies dieselfde Griekse woord, Eureka. Ek het dit gevind waarvoor ek gesoek het. Ook die ander disippels, byvoorbeeld Andreas, toe hy Jesus begin volg, in vers 41, so 'n bietjie vroeër in Johannes 1 sê dit, hy het sy broer Simon eerste teëgekom en vir hom gesê, ons het die Messias gevind, Eureka! Ek het die Messias gevind, dit waarvoor ek so hard gesoek het, dit wat ek nodig gehad het, het ek gevind. Jy sien, Eureka is nie taal vir, ek het iets ouliks ontdek, of dis nie taal vir, ek het 'n alternatief gekry nie, dis taal vir, ek het die antwoord van alles gekry. Ek het die Here gekry. Ons het hom gevind. Kyk hierdie reaksie van die twee broers in Matteus 4 vers 18 tot 20. Terwyl Jesus langs die see van Galilea loop, het hy twee broers gesien, Simon wat Petrus genoem word en Andreas, sy broer. Hulle was besig om 'n treknet in die see uit te gooi want hulle was vissers. En hy sê vir hulle, volg my, en ek sê hulle vissers van mense maak. Vers 20, kyk wat doen hierdie twee broers, nadat Jesus vir hulle sê, volg my. Dit gaan nie omdat hy sê, volg my nie, dit gaan omdat hulle 'n Eureka oomblik gehad het. Kyk wat gebeur. Hy sê, hulle het onmiddellik hulle nette gelos en hom gevolg. Ek wil jou vra om net gou so 'n bietjie terug te dink in jou lewe, aan jou Eureka oomblik, toe jy hom gevind het. Maar daar iets agter die naam was. 'n Here. En jy op 'n plek was waar jy besef het, niks anders in hierdie lewe is meer vir my belangriker as hierdie persoon. Ek gaan my lewe vir hom gee. Eureka is om iets te vind en dan verander te word. In Matteus 13 vertel Jesus twee gelykenisse, vers 44 tot 46. Die eerste een is vers 44, het sê, die koninkryk van die hemele is soos 'n skat wat in die veld begrawe lê. 'n Man het dit ontdek, daai ontdek is Eureka, en weer toegegooi. Uit blydskap gaan verkoop hy alles wat hy het en koop daardie grond. Hoekom? Want hy het 'n Eureka oomblik gehad. My vraag vandag is dit hoe ek oor Jesus voel? Is ek bereid om alles neer te lê, om hom te vat en myne te maak? Vers 45, verder is die koninkryk van die hemel soos 'n handelaar op soek na goeie parels. Toe hy een baie kosbare parel vind, het hy gegaan en alles wat hy gehad het verkoop en dit gekoop. Hoekom? Hoekom gaan verkoop hy alles? Want hy het hierdie Eureka oomblik gehad. Eureka is die ontdekking van iets so spesiaal. Dit is asemrowend. Hierdie mans verkoop alles. Jy sien, heerskappy gaan nie, is nie 'n las en ek moet nou iets swaar opoffer. Ag, ek moet nou Jesus volg. Ek moet al die lekker dinge los. As jy dit met daai attitude doen, dan weet ek, dis nie Eureka nie. Want Eureka sê, ek wil nie meer daai goed hê nie, want ek wil hierdie hê.
Is dit hoe ons Jesus sien in ons lewens? Dit begin met 'n ontdekking en my asem word net weggeslaan. En ek besef niks in die lewe is soos hy. Jong mense, mag julle Jesus so ontdek. En mag jy nooit vergeet van daai passie nie. En ou mense, onthou. Psalm 51 sê, Here, herinner my aan die verlossing. Hulle het nie alles verkoop omdat hulle moes nie. Hulle het alles verkoop want hulle het besef hierdie skat is meer werd as enigiets anders. Hulle het nie hulle nette gelos omdat hulle moes nie. Hulle het gelos want hulle het besef ek wil niks anders doen. Ek het hierdie aanhaling wat ek vir jou wil gee en dit gaan oor heerskap. Heerskappy. You can put it on faith, please. The quote, the next one. Jy sal nooit beheer oor jou lewe aan Jesus as Here oorgee, solank jy dink jy gee meer prys as wat jy wen. Hoor dit mooi. As dit wat ek dink ek opoffer vir my meer werd is, as dit wat ek dink ek kry, gaan ek nie regtig my lewe toewy aan die Here. Heerskappy is nie 'n verlies nie, dis die grootste aanwins wat jy in jou lewe kan kry. Dis die grootste aanwins wat hierdie mens hierdie aarde nog ooit getref het, is om jou hart vir Jesus te kan gee. Daar's nie, jy kan al die bitcoin in die wêreld hê, dis niks, nie eers 'n druppel in 'n emmer, in vergelyking om Jesus jou Here te maak. Paulus som dit vir ons so op in Filippense 3 vers 7 en 8 sê hy, maar alles wat vir my wins was, sê bietjie wins was. OK, dink gewoon wat vir jou wins was. Die dinge van die wêreld, daai bankrekening. Jy het vergeet om netbank te doen, dis waar die ryk ouens bank. Al daai dinge van die wêreld, al daai fortuners en die blinkgoeders, al daai dinge, al daai goeders, alles wat vir my wins was, reken ek nou as 'n verlies. Hoekom? Terwille van Christus. Inderdaad reken ek alles as verlies terwille van die uitnemendheid daarvan om Christus Jesus, my Here, te ken. Is hy my Here? Besef ons wat daai woord beteken. Terwille van hom het alles vir my 'n verlies geword. Ek beskou dit as vullis, sodat ek Christus as wins kan verkry. My vriend, my broer, my suster, dit is 'n Eureka oomblik. Wanneer ons sê, you can have all this world, give me Jesus. So ek vra, is Jesus nog jou Eureka? Sy nog hy skat vir jou. Paulus sê nie vir ons, Jesus het meer waarde by my lewe bygevoeg nie. Ek het 'n lekker lewe gehad, 'n alright lewe, en Jesus het dit net nog beter kom maak. Hy sê nee. Alles wat ek geken het, is nou skibala. Skibala is Grieks, die Grieks wat hy hier gebruik. Dit beteken dis die goed wat jy vir die honde gooi. Dis gemors. Ek wil dit nie hê nie, ek kan dit nie eet nie. Dit beteken nou niks vir my. Hy sê, om Jesus te ken, is wat ek wil hê. Wanneer ek en jy hierdie skat, hierdie Here ontdek, dis 'n Eureka oomblik. En wanneer ek sê, dis my baie meer werd as die dinge van die wêreld, dis 'n Eureka oomblik, en dan kan ek beheer oorgee. En dit bring my by ons tweede punt vandag, en dis 'n vraag, wie bestuur? Draai bietjie na die persoon langs jou toe en vra, wie bestuur? Vroue, julle mag vandag bestuur. Wie hou die stuurwiel vas? Julle mag ander dalk bestuur. Julle het my nou heeltemal verkeerd verstaan. Maar dis Vrouedag, julle mag vandag bestuur. Maar wie bestuur? Sodra jy hierdie skat ontdek het, sodra jy hierdie Eureka oomblik gehad het en Jesus sien as absoluut alles wat ek nodig het, as jy daai oomblik gehad het, dan is dit maklik
om die sleutels, iemand moet nou vir my sleutels gee, vir hom te gee. Maar solank as wat ek nie 'n eureka oomblik het nie, dan hou ek aan die sleutels vas. Dan wil ek in beheer bly. So my vraag is, wie bestuur? Wie's in beheer van jou lewe? Want ons leef in 'n kultuur, hoor mooi, ons leef in 'n tyd en 'n kultuur en 'n samelewing. Almal soek Jesus as redder. Here, red my. Ek wil hemel toe gaan. Almal soek hom as redder. Maar hoor mooi, min soek hom as meester. Ons soek hom as die verlosser, want ek wil nie hel toe gaan nie. Maar ek soek hom nie as Here nie, want dan is ek nie meer in beheer nie. Hallo, kan ons eerlik wees? So wie is in beheer? Wie bestuur? Kom ons sê jou lewe is 'n kar. Waar is Jesus? Vir party Christene is Jesus in die boot. Hy's in die kattebak. Party hou hom daar so, hy kan saam met my ry, hy kan saam met my gaan, hy ry so vinnig soos ek kan, hy gaan saam met my. Nee, Jesus is hierso. En die oomblik wat ek 'n pap wiel het, of 'n krisis, of iets gebeur in my lewe, dan, of daar's 'n mediese krisis, of ek het 'n finansiële ineenstorting, of my verhouding is besig om te breek, dan stop ek gou die kar, maak die boet oop, Jesus, kom help my gou asseblief, ek het jou nodig. En dan help hy ons, want hy's goed, en hy's getrou, en hy's lief vir jou. En dan sodra dit beter gaan, okay, Jesus, dit mag weer terug voor hulle sien. Ek wil jou vra om saam met my die Heilige Gees te vra vanoggend, dat ons eerlik met onsself sal wees, en dat hy met ons kan praat. Waar is Jesus vir jou? Die tweede voorbeeld is, en dis ook party mense, laat Jesus, en laat hom daarom langs om in die passasierskant sit. Hy kan saam met my ry, kan met my praat, val Sondag. Maar daar is tye wat hy net nie praat nie, Here. Dis nie nou lekker. Ek wil nou hierdie ding doen. Ek wil hierdie ding van die wêreld. Ek gaan nou uitklim. Bly in die kar asseblief, maar ek gaan aan met die ding. Here, bly net stil terwyl ek bestuur. Jy moenie in my pad kom nie. Soms ignoreer ons wanneer hy met ons praat, want dit is te moeilik. Maar hoor mooi wat ek nou sê, dit is nie heerskappy nie, dan is Jesus nie jou Here nie, dit is 'n konsultasie. En Jesus wil nie jou konsultant wees nie. Ek het dit nie in die Bybel gelees nie. Hy stel nie belang om jou co-pilot te wees nie. Hoekom nie? Want jy bestuur nog. Maar waar ons moet wees, en waar Jesus moet wees in ons kar, Here, hier is die sleutel. Jy kan bestuur. As jy regtig Jesus as Here het, en hom die Here maak, dan sê ons vir hom, Here, U bestuur. U kan besluit. U is regtig in beheer. U bepaal die rigting van my lewe. En dit is wat ware heerskappy is. Jy sien, die probleem is ons dink, of mense dink bietjie verkeerd hieroor, maar Jesus is nie egosentries en narcisties nie. Hy is nie iemand wat sê, nee, gee net vir my die beheer, ek wil in beheer wees, want jy dit nie. Jesus weet wat ek gaan doen met die kar. Ek gaan vir hom rol. Ek gaan hom afskryf, want dis die sonde wat in my is. Die sondige aard wat in my is. Hy weet wat ek gaan doen, en daarom is dit goed. Wie vir wie is dit goed dat hy bestuur? Vir my. Hy weet dis wat ek en jy nodig het. Dis beter vir jou as hy bestuur. Glo julle my? In Matteus 16 vers 24 tot 26, ons gaan nog lekker diep gaan vandag. Hoor wat gebeur hier so. Jesus het toe vir sy disippels gesê, as julle my volgelinge wil wees, sê bietjie volgeling. Nie fans of page followers nie,
As jy my volgeling wil wees, moet julle julle eie ek prysgee. Julle kruis op julle skouers neem en agter my aankom. Dit is wat heerskappy is. As julle probeer om julle lewe vir julleself te bewaar, as jy wil bestuur, wat gaan gebeur? Sal julle dit verloor. Maar as julle julle lewe ter wille van my prysgee, sal julle ware lewe vind. Wat sal dit jou tog help as jy alles in die lewe bereik, maar jy ly skade in jou diepste menswees? Jy sal met niks ter wêreld daarvoor kan vergoed nie. Ek wil hê jy moet hierdie waarheid besef. You can put the next slide up for us. Jesus moet die Here wees. Lees bietjie daai. Wat sê dit? Nee man, harder. Okay. Die Here. Dis wie hy moet wees. My vraag vandag is hy die Here? Kyk vir daai woorde, asseblief. Is hy die Here vir jou? Maar nou wil ek jou iets anders wys. Vir ons om daai te kan doen. Go back. Vir ons om daai te kan doen. Lees dit bietjie in Engels. As ek Jesus die Here wil maak, wat moet ek doen? Daai Here. Ek kan hom nie die Here maak, en dis wat hy vir ons in Matteus 16 sê. Ek kan hom nie die Here maak, as ek nie bereid is om te sterf nie. Hoekom nie? Want dan is ek nog die Here. Vir Jesus, om my Here te wees, het ek nodig om te sterf vir myself. Jesus sê in Matteus 16, as julle my volgelinge wil wees, moet jy jou kruis opneem. Elke dag. Moet sterf vir jouself. As ons nie sterf vir onsself nie, kan hy nie ons Here wees nie. Ek kan dit nie anders sien nie. Hoor nou mooi hierdie woorde, Lukas 6 vers 46. Kan ons 'n bietjie dieper. Is julle nog reg? Soek julle pleisters. Waarom noem julle my Here, Here, maar julle doen nie wat ek sê nie? So die mense in daai tyd het gesê, Here, Here, Jesus is Here, en ons praat, Here, hoe moet ek nou hier maak, Here dit, en hy sê vir hulle, wow, hoekom noem jy my Here, maar jy doen nie wat ek sê? Wat as Jesus hierdie vandag vir my en vir jou vra? Dieselfde gedeelte word in Matteus 7 so 'n bietjie anders genoem. Jesus wat praat, hy sê, nie almal wat vir my Here, Here sê, sal in God se koninkryk ingaan. Wat die deurslag sal gee, is of hulle aan my hemelse Vader gehoorsaam was. Baie sal vir my op die oordeelsdag sê, Here, Here, ons het dan in U naam gepreek, en in U naam bose geeste uitgedryf, en in U naam baie wonders gedoen. Weet jy wat, die geheim is, die krag is in die naam, nie in jou nie. En jy kan al daai tekens en al daai wonderlike dinge doen, want die naam is dit waardig. Maar die vraag is hy jou Here? Dan sal ek vir hulle antwoord, julle was nog nooit werklik my mense nie. Gaan weg van my af. Julle het nie gedoen wat vir God reg is. My vriend, dis maklik. Ons moet net beheer weggee. Maar dit is so belangrik. Is hy hoor die gewig van hierdie woorde vandag, wat Jesus sê. Julle noem my leermeester, Johannes 13, julle noem my leermeester en Here. Maar dis nie net iets wat ons hom moet noem nie, ons moet hom dit maak. En ek en jy moet
het nodig om te besef en te verstaan, die Here, met ander woorde, die meester, dis wat die woord Here beteken, hy is die meester, hy is in beheer, hy is die meester werk nie vir die slaaf nie, dis nie hoe dit werk nie, vir een of ander rede dink ons dis hoe dit werk, ons maak ons planne, ons het ons agendas en alles, en ons sê, okay, kom Jesus, hier is my planne, kom Jesus, kom saam, maar dis nie hoe dit werk nie, dis nie heerskappy nie, Here, seën dit asseblief, Here, hier is die ding, ek het nou tot hier beplan, Here, soos 'n magic potion wat ons wil opsit, dis nie hoe dit werk nie, vriende, ons moet by hom begin, hy moet die Here wees, ons moet weet, hierdie is nie God se wil nie, hierdie is nie in lyn met dit nie, of wat ook al. Wie is in beheer van jou lewe? Wie het die stuur? En hierdie, this is where we die. We die here. En wanneer ons dit gedoen het, dan wil ek hierdie derde vraag vra, wys my jou visse. Sê bietjie vir die visserman langs jou, waar is jou visse? Ons kom nou by die vrug van heerskappy. Terug by Matteus 4 vers 19, waar Jesus vir Petrus en Andreas roep. En hy sê vir hulle, lees dit saam met my, volg my en ek sal julle vissers van mense maak. Wat sê hy vir hulle? Volg my en ek sal julle vissers van mense maak. Ek wil nie ons dit mooi verstaan. Hier's 'n aksie in hierdie sin, iets wat ek en jy moet doen, en dan is daar 'n vrug op daai aksie. Wat moet ek en jy doen? Volg. Wat doen hy? Hy maak ons vissers van mense. Waar is my visse? Waar is my visse? Nee, maar wie jy, dis nie regtig my bediening nie. Dis nie regtig my manier van dinge doen nie. Ek het nie, so, hallo? Ek vra hierdie vraag altyd by ons omhels geestelike familieklas. Okay, as daar nie visse is nie, is die vraag, volg jy regtig? Is hy regtig jou Here? Verstaan ek heerskappy dan reg? Jesus sê nie, volg my en bly lekker gemaklik nie. Hy sê nie, volg my en word geestelik versadig. Hy sê, volg my. Dis 'n heerskappy issue. Hy sê, volg my en ek sal jou vrugbaar maak. Maak my jou Here en jy gaan die vrug op jou lewe sien. En ek gaan dit sien. As ek volg, dan transformeer my omgee vir die mense om my. As ek regtig volg. As ek regtig volg, skuif die fokus van hier af, hier's wat belangrik is, na dis wat belangrik is. Die vraag vir myself en vir jou vandag is, waar is my visse? As ek regtig volg, wat is in my net? Wat sien mense? Beleef mense die Here in my lewe? Ek volg dalk al vir 5 of vir 10 of vir 20 of 40 jaar, of 50, 60, wie weet hoe lank. Ek volg dalk so lank, maar die vraag is, as daar net geestelike groei is, en net, geen geestelike groei, of geen transformasie, of geen liefde vir die verlorenes is nie, dan is jou nette leeg. Waar is jou visse? Dis 'n heerskappy vraag. As niemand in jou sirkels weet jy is ooit 'n Christen, en hy is die Here van jou lewe nie, waarmee is ons besig? So hier is my vraag. You can put up the next one. Volg ek Jesus, of loop ek net saam? Daar's vir jou bumpersticker. Jy sien, ons kan ook saamstem met die teologie, ons kan elke Sondag in die kerk sit, ek kan die Christelike lingo praat, al die regte terme ken, al die groepies bywoon, en ek kan nog steeds aan die stuurwiel vashou. Maar die bewys van heerskappy, die bewys dat ek gelos het, is wanneer daar visse in my lewe is, wanneer daar visse in die net is, wanneer daar groei in my lewe is, wanneer mense Jesus kan beleef in my.
Die bewys van heerskappy is nie 'n geloofsbelijdenis op 'n Sondag wat ons sê, okay, ek gaan dit doen. Dis belangrik, dis deel daarvan, maar dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor die vrug in jou lewe op Maandag. Is hy die Here van jou lewe? En julle moet my mooi hoor vandag, die laaste ding wat ek wil hê vandag, is dat jy moet hier sit en skuldig voel. Die laaste ding wat ek wil hê is dat jy verpletter moet voel, en moet voel, jy moet nou terug na die wet, na die reëls, na die goeders toe. Glad nie, dis hoegenaamd glad nie wat ek wil hê jy moet voel. Ek wil hê, my hart, is dat jy terugkom na jou eerste liefde toe, as jy nie daar is. En as jy daar is, dat jy vandag herinner sal word, of wat dit regtig is om hom te noem, Here, Meester, U is in beheer, ek volg U, U is my Here. Ek wil hê dat jy vandag moet besef, dis goed en nodig dat jy Jesus jou Here maak, en dat hy jou Here word. Is jy reg, Sjoe? Om vir jouself te sterf, is die beste ding wat jy vir jouself kan doen. Dis die beste ding wat met jou kan gebeur, is dat jy vir jouself sterf, en vir hom begin leef. Hoor wat sê Dawid, wat skryf hy vir ons? Ons almal ken Psalm 23, dis ons go-to Psalm. Psalm 23 vers 4, maar ek gaan dit 'n bietjie vir jou in 'n ander vertaling lees, net hierdie een vers. Hoor wat sê Dawid, en kyk wat is sy persepsie wanneer hy hierdie skryf. Hy sê, even when your path takes me through the valley of deepest darkness, fear will never conquer me. Hoekom nie? Want hy verstaan heerskappy. For you already have. Want U het my gekonker. Daarom kan vrees my nie konker. Want ek het oorgegee. U is my Here. Your authority is my strength and my peace. The comfort of your love takes away my fear. I'll never be lonely, for you are near. Dawid kan hierdie bid in hierdie donker vallei. Hoekom? Nie omdat daar die duisternis nie daar is nie omdat daar nou geen gevaar skielik om hom is nie. Hy beleef hierdie vrede want God is in beheer. Hy is my Here. En my vriend, dit is die geheim van heerskappy. As Jesus, waar's Maries, ek 'n bietjie vir ons kom speel. As Jesus in jou hart, as jy Jesus in jou hart het en jy het heerskappy vir hom oorgegee, dan kan niks jou oorweldig nie. Kan ek gou vra, wie was hierdie week iewers 'n bietjie oorweldig? Kom ons wees eerlik. Maar as Jesus regtig die Here is, daai goed kan gebeur en ons kan dink daaraan, ons kan skrik vir dit, maar ons gaan nie oorweldig word nie. Want ons gaan weet, Here, is in beheer. You've got this. You've got me.